Goeiemôre familie en vriende. Dis lekker om julle hier te hê vanmôre. En as ek so na hierdie foto's kyk, dan wil ek vir julle sê ons vier vanmôre 'n lewe. Ons kyk vanmôre terug met dankbaarheid en met 'n blydskap in ons harte vir die tyd wat ons gehad het met hierdie kosbare en besonderse mens. En ek wil van my kant af en van die AGS Parel Protea se kant af ons meegevoel ook uitspreek teenoor Riet en Esme en die hele familie wat vanmôre hier is, vriende. En ek dink as almal hier kon wees in wie se lewe Tersia invloed gehad het, dan het ons 'n baie gebou heeltemal te klein gewees. En as ek so kyk na die lewenslustigheid en die avontuurlustigheid van Tersia se lewe, dan kan ons net sê, Here, baie dankie. Dankie vir elke oomblik, dankie vir elke sekonde. Memories is so belangrik. Dit is so belangrik om daardie herinneringe te maak terwyl ons die geleentheid het om dit te doen. Ek sê vir Esme vroeër die week, ek sê vir weet jy ons wanneer iemand nie meer daar is nie, daai leemte wat dit veroorsaak. Ek dink die leemtes bly altyd daar in my persoonlike lewe, kan ek getuig daarvan dat wanneer 'n ouer nie meer daar is nie, of 'n vriend of 'n familielid, die leemte is altyd daar. En ek dink die leemtes is belangrik in ons lewens, want dit herinner ons aan hoe belangrik die mense is wat nou om ons is. So geniet elke oomblik en vertroetel in elke oomblik en waardeer elke oomblik, geniet elke oomblik wat daar is, want 'n mens weet nooit wanneer dit die laaste oomblikke is nie. So van my kant af en van ons as gemeente se kant af baie sterkte vir julle. En maar ons is ook bly saam met julle. Want kom ek sê vir jou, kom is ons bly. Want ek dink die beste ding wat jy in jou lewe vir iemand kan nalaat, is dit die wete dat daai persoon die Here geken het. Niks is meer belangrik as dit nie. En ek dink wanneer 'n mens so kyk en jy weet dat daardie persoon het daardie versekering agtergelaat dat my saak met die Here reg was. Dis die grootste geskenk wat jy kan agterlaat vir iemand. Ek gaan vir ons open met 'n gebed en dan op versoek van Riet gaan ons 'n liedjie luister. Ek dink No More Night van David Phelps. So kom ons sit net so, ek gaan net vir ons open met 'n gebed en dan gaan ons luister na hierdie kosbare lied. Here, ek sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om ook terug te kyk oor Tersia se lewe. En dankie te sê vir die werk wat u ook in haar lewe gedoen het. Ek bid vanmôre dat u hierdie familie en vriende wat hier is en die wat aanlyn bywoon vanmôre, dat u ook in hulle harte sal werk, dat u vir hulle sal versterk, dat u hulle sal bystaan, hulle sal toevou met die liefde en met die genade. Here, ons sê vir u baie dankie dat ons ook op 'n besonderse manier soos hierdie vanoggend kan totsiens sê vir iemand wat so 'n groot rol gespeel het in so baie mense se lewens. Ek bid dat u seën sal rus op hierdie boodskap wat vanmôre uitgaan, op hierdie geleentheid, dat almal van ons hier uit sal stap geïnspireerd om ook beter te lewe en te lewe tot eer en tot verheerliking van u kosbare naam. Seën ons vanmôre, versterk die familie en ek vra dit in u naam alleen. Amen. As jy nou kyk na hierdie foto's wat ons gekyk het in die slideshow, was 'n baie avontuurlustige persoon, soos wat ek gehoor het, talentvol, soos wat Esme en Rita beskryf het. En hulle het haar beskryf as iemand met 'n persoonlikheid larger as life. Nou julle wat haar baie beter ken as wat ek haar ken, sal nou weet hoe waar dit is. En ek dink as 'n mens so kyk na hierdie getuienis van haar lewe, dan kan jy nie anders as om dit te glo nie. En hier in 2023 verstaan ek het Tersia 'n radikale ontmoeting met die Here gehad, wat haar lewe ingrypend verander het en haar getuienis verander het, en ek glo ook haar storie ingrypend verander het.
het vertel dat haar ma by verskeie geleenthede gevra het, wat sou die doel dan nou wees met die lyding? Hoekom moet 'n mens so sukkel en so swaar kry? En ek wil ek vir julle sê, ek dink dis een van die groot vrae wat ons as mens dikwels vra, veral wanneer jy die Here aangeneem het as jou persoonlike saligmaker, is dit 'n vraag wat jy vra. Dit is makliker om dit dan seker te antwoord, maar dis 'n moeilike vraag vir mense wat nie regtig 'n in diepte pad met die Here stap nie. Hoe kan 'n God wat so liefdevol is, so iets toelaat? Hoekom moet ons deur soveel lyding gaan en so swaar kry en sukkel? En 'n mens lees deur baie goed en ek dink ons probeer die antwoord vir hierdie vraag soek op verskeie maniere, maar ek kom op 'n stelling af wat vir my regtig so aan my hart gegryp het. En dis 'n stelling wat 'n persoon gemaak het, sy naam is Joni Eareckson Tada. En ek het dit nou maar net in Afrikaans vertaal en hy het geskryf, hy sê God laat soms toe wat hy haat. Hy veroorsaak dit nie. Hy laat dit toe. Hy sê en God laat soms toe wat hy haat om te bereik wat hy liefhet. Om dit te bereik wat hy liefhet. Soms gaan ons deur krisisse in ons lewens. Moeilike uitdagings. Siektes, finansiële druk. Enige manier waarin 'n mens kan swaar kry moontlik. Maar wanneer jy swak is en wanneer jy op jou laagste is jy ook op 'n plek waar die Here met jou kan werk. En ek dink hierdie stelling maak vir my baie sin om te dink dat God laat soms dinge toe wat hy haat om te bereik wat hy liefhet. Iemand het eendag lyding beskryf soos 'n lappieskombers. Ek het gewonder wat hy daarmee bedoel en ek lees die hele stuk deur. Hy sê wanneer jy 'n lappieskombers maak, en my ouma het sulke goed gedoen. Sy het gesit en sy het 'n klomp stukkies lap wat sy gehad het sy bymekaar gemaak en dan het sy nou stukkie vir stukkie aan mekaar vasgewerk en ek het baie keer na die lappieskombers gekyk en as jy so na die lappieskombers kyk, veral aan die kant waar die werk gedoen word, dan sit net gare wat staan en knopies en allerlei dinge, dit lyk deurmekaar, dit lyk verskriklik, maar wanneer jy die lappieskombers omdraai, dan lyk dit pragtig. En ek wonder partykeer of dit nie ook maar is hoe ons lewe lyk nie. Aan die een kant het jy hierdie toneel van gare en knopies en alles is deurmekaar en dit maak nie sin nie, maar aan die ander kant is daar tog 'n mooi kunswerk wat besig is om te vorm. En ek dink as jy toelaat dat die Heilige Gees en dat die Here in jou lewe werk, as jy hom net daardie kans gee, dan gaan daardie kunswerk so besonder wees. Dit gaan mooi wees en sin maak. In my eie lewe het ek gesien, dit kos 'n prys wanneer jy besluit om die Here te volg met jou lewe. Dit kos 'n prys. Veral wanneer daar so 'n bietjie 'n geskiedenis van 'n roekelose lewe aangekoppel is. Want wanneer jy dan daardie besluit neem om die Here te volg, dan loop jy die risiko om vriende te verloor. Soms familie in die proses te verloor wat jou dalk eerder op 'n afstand wil hou en jy bevind jouself baie maklik op 'n baie eensame plek. Veral wanneer jy worstel met die vraag van lyding. Althans dit is die storie van my eie persoonlike lewe. Tersia het besonderse aanklank gevind by die storie van Nehemia. En as ek so luister na haar lewe, dan maak dit vir my sin, want ek het gewonder nogal hoe sou dit inpas, maar ek dink, as jy in jou geestesoog probeer sien hoe die situasie moes gelyk het, en die stad se mure lê in pyn, en dan kom Nehemia, en Nehemia hoor die stem van die Here wat sê, herbou hierdie mure. En ek dink wanneer 'n mens se lewe
almal van ons se lewe kom seker op 'n plek waar jy voel, Here, help my net om my lewe te herbou. Help my net om weer die stukke bymekaar te kry. Help my net om die storie agter mekaar te kry, om sin te maak uit alles wat ek in my lewe ervaar. En ek dink miskien moes Tersia dalk ook op 'n plek gekom het, en daarom het sy so aanklank gevind by die storie van Nehemia, waar sy gesê het, Here, herbou my lewe. Herbou my gees. Iets binne na het gesmag na God se teenwoordigheid. En ek dink die Here het presies dit vir haar gedoen. Haar herstel en haar gees herbou. Jy weet, almal van ons, elke een van u wat hier sit en elkeen wat aanlyn luister, almal van ons het 'n storie om te vertel. En sommige mense se stories is stories van sukses, dis mooi stories, dis opbouende stories, en aan die ander kant is daar 'n storie van hartseer. Ons het so 'n mengelmoes, dan het jy 'n storie van hartseer, ons het stories van mislukking, ons het stories van verhoudinge, werkservarings, teleurstellings, en ek dink die lys is baie lank, maar jy het 'n storie om te vertel. En ek dink wat ons nie altyd besef nie, is dat jou storie 'n baie belangrike deel uitmaak van God se plan vir jou lewe. En wanneer jy dit verstaan, gaan 'n klomp dinge vir jou begin bymekaar kom. En ek dink jou lewensverhaal sal aan die einde van die dag vir jou tel of teen jou tel, afhangende van hoe jy kies om daardie storie te vertel. En ek glo in my hart, dit is so belangrik, dat terwyl ons die geleentheid het om dit te doen, dat ons storie na die beste van ons vermoë sal vertel, om seker te maak, dat dit 'n mooi storie is, en dat dit mooi sal afsluit. Ek dink die grootste fout wat enige een van ons ooit in ons lewens kan maak, is om ons storie te vergelyk met iemand anders se storie. En dikwels gebeur dit, dan dink jy, my storie is so, my getuienis is so minderwaardig in vergelyking met daardie persoon se storie. En dan verloor jy die selfvertroue om jou storie oor te vertel. En ek het al persoonlik soveel mense ontmoet met die mees aangrypendste verhale wat jy kan aandink, maar hulle is te bang om dit oor te vertel. Wat 'n verlies. En ek wil jou vanmôre aanmoedig om jou storie te deel. Vertel jou storie vir ander mense. Maar nou wil ek vanmôre iets anders vir jou inbring in hierdie storie van jou lewe. En dit is dat jy altyd moet onthou dat jou storie dalk net 'n bladsy in iemand anders se oorlewingsgids is. Ons bemoedig mekaar met stories. Ons bemoedig mekaar met hoe ons seer verwerk, hoe ons teleurstelling verwerk, hoe ons sukses verwerk. En al hierdie dinge help iemand anders om hulle lewens te verbeter. En jou storie is vanmôre 'n boublok van God se plan in jou lewe, maar meer nog, dis dalk net 'n stukkie wat iemand anders nodig het om so 'n bietjie verder te gaan met hulle lewe. Ek wil vanmôre die stelling maak en ek wil sê dis bykans onmoontlik om God se wil vir jou lewe te verstaan as jy nie die konteks van jou eie lewe in daardie prentjie kan raak sien nie. Ek het baie mense al ontmoet in my bediening in die laaste 26 jaar wat sukkel om goed te verwerk in hulle lewe. Sukkel om teleurstelling te verwerk. Mense wat op verskeie maniere seer gekry het in die lewe. En ek het baie keer gewonder, hoe maak die goed sin? En so 'n stukkie van my eie getuienis is, dat 'n mens dikwels sit met hierdie stukkie van die legkaart in jou hand, en dis 'n pikswart stukkie.
Hy het nie 'n lyn op nie, hy het nie 'n kleur op nie, dit maak net nie sin nie. En jy sit met hierdie stukkie van jou lewe in jou hand, en jy kyk na die prentjie van jou lewe, en jy dink, waar sal hierdie swart stukkie nou inpas? En jy draai hom die kant toe, en jy stoot hom soontoe, en jy probeer hom hier indruk, en jy sit met hierdie stukkie wat geen definisie op het nie, wat geen sin maak nie, wat geen lyn of kleur op het nie, en jy probeer hierdie ding inpas in jou lewe. My ervaring is, dat wanneer jy sukkel met hierdie donker stukke van jou lewe, dit uiters moeilik is om hom in te pas, nie voor jy eers werk aan die dele wat sin maak nie. In my eie lewe moes ek die donker stukke eers neersit. Want in die krisis van jou lewe maak hierdie goed nie sin nie. Maar wanneer jy hom neersit en jy begin bou aan die dinge wat jy kan doen, die mense, die verhoudings wat jy moet koester, die dinge wat jy wel sien, die goed wat wel sin maak, wanneer jy hulle begin bou, stelselmatig kom jy agter waar die swart stukkie inpas. En wanneer jy sy plek gevind het, dan gaan jy agterkom dat jou lewe net definisie het met die skaduweekante daarbey. Die donker en die moeilike dele van ons lewens is ook nodig. Dit maak ons sterker en dit gee sin aan die prentjie. Ons sien dit net nie altyd wanneer ons daarmee besig is nie. Wanneer jou storie lewens verander en ander mense inspireer, dan wil ek nou vir jou sê, God se wil vir jou lewens, vir jou lewe is so belangrik binne in daardie storie. En wanneer jy toelaat dat die Here in jou storie inkom, weet jy wat gebeur dan met jou storie? Dit raak 'n Heilige Gees geïnspireerde storie. Dis hoe jou storie verander, dit raak 'n baie dieper storie, dit raak 'n baie meer betekenisvolle storie. En wanneer God deel raak van jou storie, dan raak jou storie onsterflik. Niks kan daardie storie meer doodvat nie, wegvat nie. Nie eers die dood kan so 'n storie stilmaak nie. Ek ken baie mense en ek glo jy ook, in die geskiedenis, wie se verhale opgeteken is en vandag nog mense se lewens inspireer en verander. Hoekom is dit so? Want God was deel van daardie verhaal. Moenie jou lewe vermors nie, moenie dat die tyd verbyloop en dink jou lewe is betekenisvol nie, van die een worstelstryd na die volgende ene, of dalk van die een sukses na die volgende ene beweeg, sonder om in ag te neem dat God jou lewe wil gebruik, en dat jou lewe sin maak in die koninkryk. Dis 'n boublok in die koninkryk van God, mits jy dit toelaat. Jesus sê in sy woord, Johannes 15 vers 16, dit is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het, om julle in staat te stel om te gaan vrugte dra, vrugte wat sal hou. Die woord sê verder in Psalm 45 vers 2, my tong is die pen van 'n vaardige skrywer. En wanneer jy die Here toelaat in jou storie, wanneer jy die Here toelaat in jou lewe, en jy begin hierdie storie met ander mense, jou getuienis met ander mense deel, dan sê die Bybel, jou tong raak soos die pen van 'n vaardige skrywer. Die Heilige Gees is onsterflik, want hy is nie tydruimtelik gebonde nie. En 'n storie wat deur die Heilige Gees geskryf word, sal 'n onvergeetlike storie wees, 'n onsterflike en 'n lewensveranderende getuienis wees, wat van geslag tot geslag net groter en groter impak sal maak, lank na jou dood. Ons sê vandag totsiens vir Tersia. Maar die van julle wat haar geken het, sal weet hoe die Here haar lewe verander het. En omdat die Here haar lewe verander het, en omdat die Heilige Gees deel geword het van haar storie, sal dit 'n onvergeetlike storie wees, wat baie mense se lewens sal transformeer soos die jare aangaan. Nie eers die dood kan haar storie stilmaak nie. Nie eers die dood
kan haar storie stil maak nie. Die vraag is net wat jy miskien ook vanmôre kan vra is, hoe kry ek ook so 'n storie? Hoe kry ek dit reg? Die Here sê vir ons in Jakobus 4 vers 8, nader tot God en hy sal tot jou nader. Moenie skaam wees om te deel wanneer jy God nodig het in jou lewe het nie. Moenie skaam wees om vanmôre te sê, Here, raak ook deel van wie ek is. Raak ook deel van my lewe. Maak ook my storie onsterflik. Want ek wil weer vir jou sê, wanneer jy die Here toelaat in jou verhaal, dan raak daardie verhaal 'n onsterflike verhaal. Ons wil onthou word vir die regte redes. Die woord van die Here sê ons oorwin die vyand deur die woord van ons getuienis. Ons het almal 'n storie om te vertel. En ek dink dit is die beste getuienis wat jy kan hê. Maak 'n verskil in die toekomstige geslagte. Neem die besluit en maak die Here deel van jou lewe. Vertel jou storie tot God se glorie. Die Heilige Gees, sê die woord van die Here, het die hele skrif geïnspireer. Maar moenie dink sy werk het daar gestop nie, want dit het net daar begin. Wat 'n verskil maak dit? Dit help jou om iemand anders se arms op te hou. Toe ek met Riet praat en met Esmay, toe noem hulle die verhaal van Moses in Eksodus 17. En ek het dit gaan lees, Eksodus 17 vers 11 tot 12, want wat daar gebeur het in hierdie verhaal, net so kortliks en ek sluit hiermee af, is dat hier was 'n verhaal gewees waar Israel teen Amalek moes gaan veg het. En Moses het op 'n heuwel gaan staan met sy staf en die Bybel sê dat as hy sy staf in die lug gehou het, dan het Israel gewen, dan het die volk gewen. En wanneer hy die staf gesak het, dan het Amalek die oorhand gekry en so dit aangegaan. En die Bybel sê op 'n kol, toe het Aaron en Hur het toe na hom toe gekom en vir hom gesê, sit hier op 'n klip. En wat hulle gedoen het, elke een het aan 'n kant gestaan en hulle het Moses se arms het hulle omhoog gehou. En die geveg is gewen. En ek sit en dink aan die storie en ek dink, hoe kan ek dit inbring in hierdie boodskap vandag? En weet julle wat kom in my gees op? Is die stryd wat hierdie vrou gestry het, tot die dood toe. En ek besef, net soos wat hierdie mense in die Bybel in 'n oorlog gewikkel was, is almal van ons soms in 'n stryd gewikkel. En dan raak jy moeg. Jy raak uitgeput. Maak nie saak wie jy is nie, jy kan Moses ook wees, maar jy raak moeg. Jy sukkel om naderhand jou arms net op te hou. Jy sukkel om moedig te bly. En dan kom daardie Aaron en Hur. En hulle kom tel jou op. Hulle kom staan by jou. Maak die stryd vir jou 'n bietjie makliker. En ek wil vanmôre wil ek vir jou sê, hoe mooi is dit om deel te wees van iemand se verhaal, omdat jy na daardie persoon toe gekom het en jou arms onder sy arms ingedruk het en gesê het, kom ek stap hierdie pad saam met jou, kom ek help jou, kom ek is by jou, ek dra jou, kom ons motiveer mekaar, kom ons staan mekaar by. Mense, die tyd wat verby is onherroepelik verby. Ons kan nie 1 sekonde terugkry van wat agter ons lê nie. Ons beweeg net een rigting. Almal van ons is elke sekonde 'n bietjie nader aan die einde en 'n bietjie verder weg van die begin af. Hou dit in gedagte. Moenie jou lewe mors op nonsens nie. Soek die aangesig van die Here. Kry die Heilige Gees deel van jou storie. En onthou altyd
dat wanneer jy God in jou lewe toelaat, jou storie onvergeetlik sal wees. En wanneer jou storie onvergeetlik sal wees, sal jy in jou hart die nodigheid voel om iewerster onder iemand anders se arm in te stap en te sê, kom ek help jou. Kom ek stap die pad saam met jou. Ek weet hier sit vanmôre mense wat miskien dalk vroeg en worstel in 'n situasie. Miskien dalk sukkel met iets. En miskien dalk begeer om net iemand onder jou arms te hê. Ek weet die Here het 'n plan met jou lewe. En ek weet daar's 'n doel dat jy vanmôre hier was. En as dit vanmôre is om by die Here uit te kom, dan sê ons Tersia baie dankie. Dankie dat jy ons bymekaar gebring het. Dankie vir hierdie woord. Mag dit jou lewe transformeer. Mag jy hier uitstap en besef dat jy 'n storie, en as jy hierdie storie reg vertel, dan sal die dood nie eers daardie storie kan stilmaak nie. Laat die Gees van die Here toe om in jou lewe te werk. En jy sal nie spyt wees nie. Jy sal nie spyt wees nie. Ek het baie keer gesien hoe mense wat harde harte het, gewroeg het met die Here, God verwerp het, op 'n oomblik in hulle lewe gekom het, en wanneer hulle die Here toelaat in hulle lewe, dan vind daar 'n radikale transformasie plaas. En dit kan vir jou ook gebeur. Dit kan vir elke een van ons gebeur. Kom ons dra mekaar se laste. Kom ons bid vir mekaar. En maak jou hart oop vir God. Jy sal nie spyt wees nie. Kom ons sluit ons oë. Here, ek kom vanmôre na U toe. En ek weet vanmôre is hier dalk net iemand wat sê, ek het U nodig. Hier is dalk net iemand wat sê, ek het die Here nodig in my storie. My verhaal lyk soos 'n klomp donker stukkies van die legkaart. En ek bid vanmôre dat U met wysheid sal kom, Here, en dat U vir elke ene wat vanmôre sit met daai ou donker stukkie legkaart in sy hand, Here, dat U vir hom die wysheid sal gee en vir hulle sal wys hoe hierdie sin maak in die groter beeld, hoe dit sin maak in die groter storie. Ek bid vanmôre dat ons sonder om te aarzel U Heilige Gees in ons lewens inlaat en sal toelaat dat U ons lewensverhaal kom herskryf, dat ons lewens sin sal maak en dat nie eers die dood ons storie kan stilmaak nie. Hoekom nie? Want dit het deel geword van die werk van God. Ek bid vanmôre, Here, dat ons verhale sal wees soos dat my tong sal wees soos die pen van 'n vaardige skrywer. Dat wanneer ek my storie deel, dit 'n verskil sal maak in mense se lewens. Ek loof U daarvoor. Ek bid vanmôre vir mense wat hier sit, wat sê, Here, ek het U nodig. Ek bid vanmôre dat U spesifiek sal stil staan by daardie individu. En vanmôre U hande op daardie persoon sal sit, sal toevou en sal optel. Ek bid dit in Jesus se naam. Ek bid vanmôre dat U 'n verskil sal maak. Dankie Koning Jesus. Dankie dat U dit sal doen. In Jesus naam, amen. Net voor ons gaan luister na nog 'n lied, wil ek vir julle die volgende sê, en dit is dat, jy weet, 'n mens kan stry met jou opinie. Jy kan 'n opinie hê en ek kan verskil met jou opinie en jy kan verskil met myne, en of jy kan 'n oortuiging hê, wat ook al die geval mag wees, en mense kan verskil met jou en al daai dinge. Maar iets waarmee iemand nie kan verskil nie, iets waarteen hulle nie kan stry nie, is jou lewensverhaal. Vertel jou storie. Laat God toe in daardie storie. En jy sal sien hoe dit jou lewe transformeer. Tata, ek staan hier met my gebreekte hart in my hande. My loop oor van dankbaarheid. Dankie dat die Here my gekies het om jou dogter te wees. Dankie dat jy my beste maatjie was. Ek dankbaar dat ek jou hand kon vashou tot aan die heel einde. Jy was nie 'n gewone vrou nie. Jy was sterk, vreesloos en avontuurlustig. Jy het die lewe met oorgawe geleef en nie toegelaat dat die wêreld jou gees spreek nie.
Jy het storms weerstaan waarvan baie mense nooit geweet het nie. En een van die diepste wonde wat jy moes dra, was Trys se dood. Daar is geen pyn soos die van 'n ouer wat 'n kind verloor nie, en dit het jou hart verander. Maar ten spyte van die donkerte het jy aanhou leef, aanhou lief hê en aanhou glo dat God steeds 'n plan met jou lewe het. Baie het jou misverstaan. Jy was veroordeel sonder dat hulle jou storie ken. Hulle het jou verlede gesien, maar nie jou hart nie. Jou foute onthou, maar nie jou groei raak gesien nie. Maar God het. Daar het 'n dag gekom toe jy jou lewe vir die Here oorgegee het. Jy het jou ou self agtergelaat en volkome vir hom gelewe. Ons kon vir ure oor geloof praat en Bybelstudie doen, maar jy het dit geleef, vreesloos vir die Here. Jy het hom vertrou wanneer dit sin gemaak het. En selfs toe jy nie meer verstaan het hoekom sekere goed gebeur nie. Toe kanker aan jou deur kom klop, het jy geweet, jy sal nie alleen deur dit gaan nie. Hy het voor jou uitgegaan en die pad voorberei. En ek het gesien hoe hy jou dra. Ek het ook gesien hoe jy Ek het ook gesien hoe jy pyn verduur, sonder om jou geloof prys te gee. Hoe jou liggaam swakker word, maar jou gees sterker. In jou moeilikste dae het jy steeds gesê, God is goed, en dit gaan goed. Hy het mama's arms opgehou, toe mama se lyfie moeg geraak het. Mama het my geleer wat ware moed is, om te huil wanneer dit nodig is, maar dan staan jy weer op en jy gaan aan. Dat geloof nie beteken jy het al die antwoorde nie, maar dat jy die Here vertrou in jou oningeligheid. Jy was nie net my mamma nie, jy was my beste vriendin, my veilige plek, my grootste kritiek en ondersteuner, my raadgewer, my love en my troos. Dit was my die grootste voorreg van my lewe om daar vir ma te kan wees, toe jy my nodig gehad het. Jy het altyd vir almal anders gesorg. Elke oomblik saam met jou was spesiaal, nie altyd maklik nie, maar kosbaar. En ek sou dit weer doen. Ek sal weer jou hand vashou. Ek sal weer vir jou 'n warm sakkie maak en weer elke traan saam met mamma huil. Jy was meer werd as wat woorde ooit kan beskryf. Daar was 'n massiewe leemte in my hart, dat niemand ooit sal kan vul nie. En ek is nie seker wie ek sonder jou is nie, maar ek troos my daaraan. Ek kan nie sien nie, sorry. Ek troos my daaraan dat jy nou volkome genees is, dankie. Jou lyfie is weer heel, en jou seer en jou trane is nou weg. Net vrede, net vreugde, in die armes van die Jesus, saam met Boeta. So ons treur nie soos die wat nie hoop het nie. Ek weet, ek gaan mamma weer sien. Dankie dat jy my mamma was. Dankie dat jy altyd die regte antwoorde gehad het. Dankie dat jy my gewys het hoe om God met my hele hart te vertrou. Dankie dat ek 'n klein bietjie van jou kan sien, elke keer as ek in die spieël kyk. Ek gaan mamma elke dag mis. En ek gaan elke dag lief wees vir mamma. Ek dink alles wat belangrik is eintlik al gesê. Ons soveel mooi dinge dan gesê, mens kan eintlik net beamoen wat jy gesê het en wat jy gesê het. Ek dink vir ons almal as familie en ook as dad, as 'n vriende, was sy op die ou einde eintlik ons almal se groot partner in crime gewees. En ek dink baie keer was sy eintlik eerder die instigator gewees as enigiets anders. Van kleins af kon 'n mens net, as jy Tasha se naam hoor, jy net gelag in jou kop geskit, want daar was eintlik nie enige woorde wat kon beskryf wat Tasha is en wie sy was nie. Sy was regtig one in a kind gewees. Dit was een wat ons geleer het, dat net omdat jy 'n groot mens is, beteken dit nie dat jy adulting hoef te doen nie. Sy het ons almal geïnspireer en ek dink meeste van ons het op een of ander stadium al ergens in die sop beland, omdat ons of probeer het om so cool soos sy te wees, of omdat ons saam met haar een of ander iets simpels aangevang het. Ek gaan nie in detail ingaan oor
die tipe simpel dinge nie, want ek wil al die partye beskerm wat betrokke is, wat almal van ons is. Maar ek dink ek wil tog net sê, net om te beaam wie sy was, 4 dae, ek dink dit was 4 dae, voordat sy hemel toe is. En sy was al bedleyend gewees, en dit was regtig eintlik die laaste gesprek wat ons met haar gehad het, wat regtig 'n volle gesprek was. Het sy met baie animasie vir ons vertel, hoe sy katpoes onder die orgel se pedale en in die kollektesakkie ingesit het. Nie by hierdie kerk nie, so moenie worry, was sy klein dogtertjie was, so julle is alright, ek dink julle is okay. Maar Tata het groot gegaan in alles wat sy gedoen het. Haar koffie het meer room as koffie ingehaat. Haar sweetiebak het soos 'n lintfabriek gelyk. En haar gemeerkratte, wat ons almal enige tyd onsself uit kon help, dink ek het tot vandag toe nog die hele familie se gremering voorsien. En dis wie Tata was. Net so het sy ook groot gegaan. Toe sy besluit het om in oordadige geloof in volle vir die Here te lewe. Toe sy vir Jesus kies, het sy regtig met roekelose oorgawe alles voor sy voete neergelê. In die laaste 2 jaar het sy omtrent op 'n weeklikse basis, as dit nie partykeer op 'n daaglikse basis is nie, het sy vir my gesê, Lissa, al wat ek kan doen is ek knyp met alles wat ek in my hande het, knyp ek in Jesus se rokspante vas. Een van haar heel laaste WhatsApp boodskappe aan my lees, my Lissa, dis tyd dat die vyand besef, hy het te doen met 'n lewende God. En dit gee vir my al die versekerheid wat ek nodig het, en al die bewys om te weet dat ons tyd geensins die stryd verloor, soos wat die wêreld daar buite sal sê nie. Die vyand het alles in sy vermoë probeer om haar geloof te breek en om haar af te breek. Maar sy het rotsvas in totale oorwinningsgeloof gestaan. En deur al die storms, deur al die pyle wat hy op haar afgeskiet het, deur strys, se verlies, en deur die vieslike terminale kankerdiagnose, het sy tot die oomblik wat sy haar oë hier geknip het, en in die hemel oopgemaak het by Jesus, het sy rokspante vasgeknyp gehad in haar arms, in haar hande. En ek dink dit is wat ek van haar sal onthou. Dis die voorbeeld wat sy vir my gestel het, en dit wat ek actually wil navolg in my lewe. Mag dit vir ons almal ook die legende wees, wat sy dan agterlos, wat ons verder kan vat, en wat ons vir haar kleinkinders, vir Hunter, vir Lyken en vir Bly kan agterlos. Jesus se rokspante vasgeknyp in elkeen van ons arms, of sy hande. My nig, my swaas, my spirit animal. Ons staan saam met jou. Almal van ons wat hier sit vandag, ons is jou army. Ons is dies wat jou arms gaan ophou. En ons sal jou nooit alleen los nie. In die laaste week, toe ons saam met Tata daar was, 'n lange baan, het soveel keer het ek al gehoor wat sy vir ons sê, I've got you, my mama. En ek wil vandag dit vir jou sê, my swaas. I've got you. We have got you. En ons sal jou nooit laat gaan. En net soos wat Tata soveel keer self getuig het van dat die Here haar al die dae van haar lewe in die palm van sy hand vasgehou het, wil ek vir jou so onthou, hy hou jou ook in die palm van sy hand styf, as jou nooit los. Mag ons wat vir Tata lief het, vir die het na Hunter, Tannie, Lyken, Blyk, SMP, Tini en Rie, al ons niggies en neefies, die hele familie, al haar vriende, almal van ons wat hier is vandag, mag ons nooit treur, soos hulle wat nie hoop het nie. Ons het 'n lewende God, en ons het 'n lewende hoop. We may cry, but may our praises always be louder. Dankie. Pastoor, baie dankie vir 'n pragtige boodskap, inspirerende boodskap. 'n Mens weet nie wat om te sê en daar soos hierdie nie, maar u het dit so pragtig vasgehang van die gemeente, al die reëlings wat julle gemaak het, sê ons vir baie, baie dankie.
het, dis al, jy het so mooi gepraat. Nou sê, Reet vir my, ek moet die bedankings doen. Ek sê, goed, ek nie geweet waarvoor ek my inlaat nie. Maar, sy het ook daarin vir my voorsien, en ek lees dit vir u. Ek sê, sy gee vir my lysie. Sy gee eintlik die dank van u elkene wat vandag hier is. Dankie, Reet. Eerstens wil ek vir die Here baie dankie sê dat hy my ma nie vir 'n oomblik alleen gelos het nie. Dankie, Here, dat jy voor haar uitgegaan het en haar pad gelyk gemaak het. Dankie dat haar hart en haar geloof deurentyd op u gerus het. U genade is groot en haar dood is haar oorwinning. Aan al die vriende en familie wat van ver af gereis het om die dag met ons mee te maak, onder andere Tony, Silla, Cornel, Tini, Rie, Lissa, Jolien, Pierre, Rob, André, Kraai en Anne-Marie. Daar soveel, dankie aan almal wat boodskappe gestuur en gebel het, elkeen word opreg waardeer, JC en Anne-Marie wat Mr. Errol bereel het, om 'n laaste gebed saam met Ters kom doen. Baie dankie. Dr. Piet Broer en al die personeel van Life Student Hospitaal vir die sorg, deur al die talle operasies wat Ters moes ondergaan. Dankie. En al die personeel van Good Hope Oncology, wat vir haar die laaste jaar en al so mooi na Ters omgesien het en deel van die familie geword het. Dit het terrible tyd met meer kleur gegee en dit draagbaar gemaak. Dr. Christina Marcelek, Dr. Dani van Rooyen, Z, Charlotte, Lee, Sam en al die ander verpleegsters wat deel van die span was. Dankie vir al die geselsies en die stories en die lag. Westcoast Medical Ambulance dienste wat haar terug Parel toe gebring het van lang baan af, toe haar pyn onbeheerbaar geraak het. Dr. Johanna de Jaag en die verpleegsters van Drakensberg Hospice, Suster Susan en ook baie spesiale dankie aan Suster Rista wat haarself beskikbaar gemaak het om die familie by te staan in Ters se finale oomblikke. Ons kan nie genoeg dankie sê vir die manier wat jy vir Reet, Esme en Mandia daardie aanby gestaan het. Aan afkop wat vir Ters met soveel waardigheid hanteer het na haar afsterwe en ons bygestaan het deur die hele proses, ons opregte waardering. Baie dankie aan al die familie wat Tata so ondersteun en bemoedig het. Dankie vir elke gebed. Ek weet daar was duisende oor die laaste jaar en al sy wou een groot familiekuier gehad het en sy het dit gekry. Al het ons nie besef hoe kort haar tydjie regtig was nie. Dankie vir julle wense, dat julle haar wense waar gemaak het. Dankie dat julle so mooi na my en Hunter kyk en elke dag inloer, seker maak dat ons eet, bad en funksioneer soos normale mense, terwyl my hele wêreld inplog en niks meer sin maak. Dankie vir elke appie, elke voice note, elke ek kom so vir jou tema, elke ons pak af, pak weer en dan is ons op pad. Sonder dat julle besef hoe julle nou my arms omhoog hou, en ek sou dit nie sonder julle kon doen nie, want Pierre en Tini, dankie dat julle altyd daar was vir Teta, en ook daar is vir ons. Essie en Mandia, Vrydag aan saam met my 'n bitter moeilike aand beleef het. Julle teenwoordigheid en julle vertroosting beteken vir my meer as wat woorde ooit kan beskryf. Tammy, Lake and Blake, thank you for checking in on Mom, assisting where you could, and cheering her up. She loved you,
so much. And the relationship she had with you girls was something that she was so proud of. For the entire team at Textron Aviation, I have no words to express my gratitude for supporting me and allowing me to focus on giving my mother the best possible love and care in the last moments. Neville, Andrew, David, thank you from the bottom of my heart for your support, kindness and understanding. Aan Marius, Phil, wat soveel meer as net my ma se bure geword het, maar hartsmense was wat daar toegegooi het in omgee, besorgdheid en vriendskap. Die Jesus het geweet wat hy doen, toe hy haar 'n huis langs julle gegee het. Julle het haar hart gehelp gezond word, toe sy bitter seer gehad het. Julle was net nooit te besig om die ware kleure van vriendskap en liefde te dra nie. Dankie vir alles wat julle vir haar beteken en gedoen het die laaste 3 jaar. Dankie dat julle haar 'n sagte plekkie gegee het om te val na struise dood en vir wat julle nog steeds vir haar doen, selfs in haar afwesigheid. To all Tasha's, let me call it biker friends, excuse for the collective now, everyone, some from far away, Langebaan, Gauteng, other places, really appreciates your presence today. Your presence is highly appreciated. Thank you for the effortless sacrifices made to attend this memorial service. Verskoon my as ek iemand miskien uitgelaat het in hierdie bedanking, maar weet, ons waardeer elkeen van julle. Baie dankie vir die moeite wat julle gedoen het, kostes aangegaan het, om hier te wees. Namens die familie Sonderlaub, sê ek vir julle baie dankie.